Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 243. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy enige van my boeke wou bekom, voordat daar in die Botha se wegraping gaan plaasvind, dan wil ek sê, kry vasgevang in die anti-Christ-systeem en is dit Armageddon, en vasgevang in die anti-Christ-systeem. Dan kan jy vir ou laas bietjie Bybelstudie doen en jouself lekker skerp maak. Grappie. Grappie. Maar die twee boeke, vasgevang in die anti-Christ-systeem, is Armageddon, uiters belangrik vir die tyd waarin ons lewe, en dis 'n moed dat jy die kennis daarin moet bekom. So jy belangstel, kan jy by kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks luister of kyk, gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal. Dit is gratis om in te teken, sodat u al die verskillende studies en lesings se kennisgewings kan kry. Dit is lewensveranderend en maak seker jy 'n pen en 'n skryfblok en ten minste 33 of 53 Bybel byderhand het. Kom ons gaan saam bid. Vader Jaffa, dankie dat ons vanmôre kan kom na die troon van genade en u sê, en wanneer die storms bruis en wanneer die golwe aanrol en wanneer die mense se hart sal versaak van vrees, u sê dis die tyd wanneer ons moet opkyk waarvandaan ons verlosser kom, Jafashua. Dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees sonder vrese van 'n wegraping of wat ook al. In die wete dat die woord sê, u is nie 'n mens wat kan of sou lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Dankie vir die bruid van Jafashua, dankie vir elke Jaffis, dankie vir die kalmte wat daar by ons is, Vader. Bid vir die mense wat verboureerd is en nie seker is nie, dalk ongered is. Ek sê dankie dat ons vanmôre in die geopenbaarde woord, in die geopenbaarde naam, kan lewe en wandel. Salf ons Bybelstudie vanmôre en seën ons in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, en elke Jaffis sê halleluja, halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie die verborgenheid van die natuurlikheid van Jaffa ons Elohim vir u 'n groot seën gaan wees. Nou net voor ek verder gaan, net voor ek gekom het om te kom opneem, toe het iemand vir my 'n WhatsApp, 'n video van Dani Botha weer gestuur, en ek weet, u is ook al moeg vir hom, ek ook. En dit is waar hy my probeer uithaal, en vir my sê, in die vervolg moet ek nie sy naam gebruik, ek moet my naam bo aan sit. Hy sê, Prof Hannes, sit jou naam bo aan, dan sit jy my naam onder. En ek sê toe vir Pastor Rika, dis vreemd. Ek het nie 'n voorspelling gemaak nie. Ek het nie gesê die wegraping gaan plaasvind nie. Ek sal dit nooit sê nie. Want die wegraping kan nie voor die wederkoms plaasvind nie. En die wederkoms kan nie gebeur voordat die vredesverbond geteken is nie. En die vredesverbond veroorsaak laat die paus in die tempel gaan sit. Dit het nie gebeur nie. Niks van daai goed het gebeur nie. So ek sal môre weer sy naam bo aan sit, as dit snert is wat hy praat. En die video wat hy gestuur het hierso, waar hy 'n wit hemp moes gaan aantrek, na hy 'n bruin hemp aangehad het, en hy dan na dit verwys as dat Jaffa vir hom gesê, dat hy sê, God het vir my uitdruklik gesê, om die wit hemp aan te trek. Ek wil sê, ek gaan nie veel oor dit sê nie. Kom ons bid vir die man. Hy's in een massiewe Bybelstryd. Ek wil nie in sy skoene staan nie, want sy senuwees moet klaar wees.
So kom ons bid dat hierdie ding wat Jaffa dalk toegelaat het in sy lewe om te gebeur, dit kan gebeur, want Jaffa gebruik 'n leuen om iemand by die waarheid uit te bring. Kom ons bid dat nadat die 25ste aangebreek het, dat hy hom waaragtig sal bekeer. En vergeet van die goed wat op die internet is, en van die joetjies, die ortodokse joetjies in Israel, want dis waar die snert vandaan kom. Dis waar die snert vandaan kom. Jaffa sal nie vir ons as bruid goed in die Nuwe Testament gee. En dan kom gebruik hy net 'n Joodse fees van Rosh Hashanah, wel as 2 feeste, die nuwe jaar, Rosh Hashanah en dan die trompette, die fees van die trompette. En nee, dis nie wat hy sal doen nie. Hy het ons juis losgemaak van die 613 wette. Die woord sê mos in Hebreërs 7 vers 18, dat hy dit alles tot niet gemaak het, die besnydenis en die Sabbat en al die goed, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Halleluja. Inteendeel wil ek sê, as jy nog nie gekyk het na deel 6 en 7 van Dani Botha se 2025 weggeraping leuns van my nie, gaan kyk na dit. Vernaam u wat alreeds die kursus gedoen het, die openbaringskursus en die eskatologie kursus. Ek het die grafieke baie netjies daar gedoen vir u. Ek het dit gecreate, geskep, broer David het dit vir my op die skerm gesit. Uitstekend. Iets wat ons nie hoef agteruit te staan nie, maar bly te kan wees vir die kennis wat Jaffa vir ons gegee het. Halleluja. So kom ons hou ons oë gefestig op Jaffa. Inteendeel verwag ek dat, want Dani Botha tel die dae af, hy sê dis 7 dae na die 23ste toe, na sal hy sê dis 6 dae en dan sê ons sal sien. Ek wil hom eintlik bel en hom vra of ek sy gitaar en sy amplifier kan kry. Ek wil dit kom haal by hom. Ek wil hom vra, kan ek dit kry? Want hy gaan dit nie meer nodig hê nie, na die wegraping plaasgevind het nie. Ja, die woord sê dat Elia het met die Baal profete gespot op die berg Karmel. Ons het nie nodig om skaam te wees oor niks nie. Ons wandel in die waarheid. U woord is die waarheid. Die verborgenheid van die bonatuurlikheid. Jesaja 40 vers 18. By wie wil julle Jaffa almagtig dan vergelyk? Of wat 'n gelykenis na hom stel? Hulle kan nie. Die profeet Jesaja vra, by wie wil julle Jaffa almagtig dan vergelyk? Ons kan hom by niemand vergelyk nie. Hy is die skepper van hemel en aarde. Daar is nie 'n gelykenis wat ons naas hom kan gelykstel nie. Die ambagsman giet 'n beeld. Luister nou hierso. En die goudsmid trek dit met goud en trek dit oor met goud en smelt silwer kettinge. Die ambagsman giet 'n beeld, dis 'n god. En die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwer kettinge om hom mee te versier. Ons lewe in die tyd waar mense besig is om vir hulle self gesneede beelde te maak van wat in die hemel en op die aarde en onder die waters onder die aarde is. En dis hoekom ons so baie van hierdie beelde sien, byvoorbeeld Semiramis en Nimrod. Dis nie liewe Jesus, Moeder Maria en liewe Jesus wat die kindjie hou in die kerk, in die tuin van die Katolieke kerk en protestante kerke nie. Daar selfs protestante en karismatiese kerke wat beelde van Moeder Maria in hulle kerke se portaal het. Want ons is, hulle wil sê, ons is nou almal deel van een godsdienststelsel. Jammer. Die ambagsman giet 'n beeld, so wat doen hy? Hy maak vir hom 'n afgod. Kyk vir Boeddha. Kyk vir Vishnu. Hulle het afgodsbeelde. En dis wat ek nog altyd gesê het, wat ons as Jafiste se
bonatuurlike aanbidding so anders te maak. Want ons het niks wat ons sien nie. Maar ons weet, dat ons bereid is om ons lewe op die spel te plaas. Dat Jaffa is geen mens, dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Ons het nie beelde nodig nie. Dit is geloof. Hebreërs 1 sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, wat ons nie gesien het nie. En dit is waaroor alles gaan. Die goudsmid trek dit oor met goud. En dis hoekom hulle in Jerusalem die derde tempel wil laat herleef. Dis hoekom hulle die derde tempel wil herleef. Hulle het klaar die menorah gemaak. Die 7 staander, kersstaander, uit soliede goud uit. Ek het 'n prent van dit gesien. Hulle het die altaar klaar gemaak. Hulle het die hoëpriester se kleed gemaak met al die verskillende edelgesteentes in. Alles wat Jaffa tot niet gemaak het wil hulle laat herlewe in hierdie derde tempel. En weet wat sê die woord? Die woord van Jaffa sê, hy sal toelaat dat hulle die leuen glo. Inteendeel sê hy sal hulle die dwaalleer stuur, dat hulle daarin kan glo en in hul sonde kan sterwe. Hy sê, as julle wil gif drink, ek sal vir julle gif gee. Nou is dit so jammer in die tyd waarin ons vandag leef, in 2025, dat enige iets wat in Israel gebeur, enige ding wat enige een van daai ouens sê, daai rabbies en daai ouens, dit vloei in die internet in, dit vloei in die wêreld in. En dit beland op mense wat onkundig is, se rekenaars. En op pastore en predikante wat totaal onkundig is, se kansels. En hulle blaas die vuur net groter aan. Ek is so bly vir die woord wat sê, Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwer kettinge. En terwyl hulle dan die goed wys, hulle wys nie die verbondsark nie. Iemand het gesê hulle gaan 'n fiberglass verbondsark maak en hom met goud oortrek. Dus sê ek, en wat doen julle om die rook in die tempel te kry? Gaan julle een van hierdie rookmasjiene kry wat julle pomp in? Want Jaffa gaan definitief nie neerdal waar 'n fiberglass verbondsark is nie. Want daar kan nie 'n regte Torah binne-in wees nie, en daar kan nie die staf van Moses wees nie, en daar kan nie die oorspronklike manna wees nie, en so kan ons aanhou. So hoe gaan die teenwoordigheid van Jaffa? Nee, dis nie vir hulle meer belangrik nie. Dit is net 'n gedaante, die Bybel praat van 'n gedaante van godsaligheid, waarvan die krag verlore gegaan het. En weet jy, ons moet versigtig wees vir die goed in die tyd waarin ons lewe. Elke jaar is daar in September maand hierdie tipe goed. Weet jy hoekom? Want elke jaar het die ortodokse Hebreërs 'n nuwe jaar. Hashanah, Rosh Hashanah. Elke jaar vir hulle nuwe jaar. En dis wanneer die goed gebeur. En dis wanneer dit gebeur. En dis waar John Herkie se 3 bloedbane vandaan gekom het. Hy sê in vers 20, wie te arm is vir so offergawe? Luister, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Nou jy moet vir my sê, waar kry jy hout wat nie vergaan nie? Enige stuk hout, as ek hom buitekant gooi en hy water kry en son kry, sal vergaan. Al vat dit 50 jaar of 100 jaar. Maar hout is gemaak om te vergaan. Wie te arm is vir so 'n offer, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Jy sien, die natuur van die mens is om afgode te wil aanbid. En dit was Israel se grootste probleem gewees. Van Abraham af tot en met Jafashua. En selfs die Israeliete tot vandag.
Hulle soek goed wat hulle kan sien. Hulle het 'n menorah nodig en hulle het 'n verbondsark nodig en hulle het nog steeds 'n ark, hulle het nog steeds 'n altaar nodig en hulle het nog 'n rooi hyfen nodig en dit moet goed wees wat hulle kan sien, wat hulle aan kan vat. That is what arouses them. Dis wat hulle opwerp. Terwyl die woord sê in die Nuwe Testament, lewe ons in en deur die salwing van die Ruach HaKodesh. En die Bybel sê, dis die salwing van die Ruach HaKodesh, wat doen? Van die bande breek. Die Ruach HaKodesh oortuig van sonde en ongeregtigheid, en leer in alle reg en waarheid. Maar die bloed van Jahshua vergewe. Jy kan maar 'n red hyfen brand, en jy kan maar bokkies en lammetjies in goed offer weer. Daar's nie saligheid daarin. Die Bybel sê die saligheid is in niemand anders nie, behalwe die naam van Jahshua nie. Halleluja. So hierdie ou, wat sê hy? Wat 'n arm is. Hy soek vir hom 'n stuk hout en hy kry 'n ou wat kunstig is en hy sny vir hom 'n beeld wat nie wankel nie. Daarso, hy sê, ek probeer nou dink, is in Spreuke, hy sê hulle maak in een helfte maak hulle 'n beeld vir hom. Dis ook Jesaja. Een helfte maak hy vir hom 'n beeld en die ander helfte maak hy homself warm. Hy kook 'n pot kos op dit en hy maak homself warm. Dis hoe met sy God werk is. Dat hy dieselfde helfte van die hout maak hy 'n vuur en hy maak sy kos warm daarop. Dis nie of dit 'n kunsvaardige ambagsman is wat karakter aan die beeld gee nie. Dit beteken niks nie. Maar die mense sal altyd eerder vir 'n leuen gaan as om die waarheid te glo. Dis hoekom Eva Adam gekry het om in sonde te verval. Jy sien, want die slang het vir Eva gesê, is dit so dat Jahwe gesê het, jy mag nie? Ja, toe sê die slang, jy sal sekerlik nie sterwe nie. En toe Adam en Eva gemeenskap gehad het, toe Jahwe op hulle afkom, waar hulle wegkruip in die tuin, en Jahwe vra, wie het vir julle gesê, julle is naak? Toe sê Adam die vrou, hy gee haar die skuld. En Eva sê die slang, plaas die blame. Verstaan jy wat ek sê? En dis die ding waarin ons lewe vandag, dis die tyd waarin ons lewe. Mense wil die blame plaas en die blame skuif. Maar ek dank Jahwe dat ons in die woord, in die geopenbaarde woord kan lewe. Tot môreoggend as Vader lewe ons gesond en spaar. Maranatha, Jahshua kom weer. Halleluja.